Kom ons maak die Bybels oop by Romeine 12, vers 1 tot 21. Ons het so pas die wet gelees wat vir ons 'n klomp moenie sê, jy mag nie, jy mag nie, jy mag nie, jy mag nie. En dan vra 'n mens, maar wat mag ons? En Romeine 12 sê vir ons, wat mag ons? En jy sal sien op die kalender is ons jaartema dan ook Romeine 12 vers 12. Maar die hele Romeine is vol riglyne. Daar is omtrent, as jy elkeen vat, is daar so 25 riglyne van wat ons moet doen, wat ons mag doen. So as jy goeie nuwejaarsvoorneme wil hê, dan vat jy nou Romeine 12 en jy sit hom so teen jou yskas neer en dan maak jy dit nou jou nuwejaarsvoorneme. Want Romeine 12 sê vir ons, wat is dit wat ons moet doen? Romeine 12 van vers 1. En nou doen ek 'n beroep op julle broers, op grond van die groot ontferming van God. Gee julle self aan God as lewende en heilige offers wat vir hom aanneemlik is. Dit is die wesenlike van die godsdiens wat julle moet beoefen. Julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Dan sal julle ook kan onderskei wat die wil van God is, wat vir hom goed en aanneemlik en volmaak is. Kragtens die genade wat aan my gegee is, sê ek vir elkeen van julle, moenie van jouself meer dink as wat jy behoort te dink nie. Nee, lê jou liewer daarop toe om beskeie te wees in ooreenstemming met die maat van geloof wat God aan elkeen toebedeel het. Ons het baie lede en is een liggaam, en die lede het nie almal dieselfde funksie nie. Net so is ons baie in Christus een liggaam en almal afsonderlik dele van mekaar. Ons het genadegawes wat van mekaar verskil volgens die genade wat God aan elkeen van ons gegee het. As dit die gawe is om God se boodskap te verkondig, laat ons dit gebruik in ooreenstemming met die geloof wat ons bely. As dit is om te dien, laat ons dien. As dit is om onderrig te gee, laat ons onderrig gee. As dit is om mense te bemoedig, laat ons hulle bemoedig. As ons gee, laat dit sonder bybedoelings wees. As ons leiding gee, dan met toewyding. As ons ander help, dan met blymoedigheid. Die liefde moet opreg wees, verafskuw wat sleg is. Hou vas aan wat goed is. Betoon hartlike broederliefde teenoor mekaar. Bewys eerbied teenoor mekaar en wees mekaar daarin tot voorbeeld. Moenie in julle toewyding verslap nie. Bly altyd geesdriftig, dien die Here. Verbly julle in die hoop, staan vas in verdrukking, volhard in gebed, help die medegelowiges in hulle nood en lê julle toe op gasvryheid. Seën julle vervolgers, ja seën hulle, moet hulle nie vervloek nie. Wees bly saam met die wat bly is en treur saam met die wat treur. Wees eengesind onder mekaar en moenie hooghartig wees nie, maar skaar julle by die nederiges. Moenie eiewys wees nie, moenie kwaad met kwaad vergeld nie, wees goedgesind teenoor alle mense. En as dit moontlik is, sover dit van julle afhang, leef in vrede met alle mense. Moenie self wraak neem nie, geliefdes, maar laat dit oor aan die oordeel van God. Daar staan immers geskrywe, dis my reg om te straf, ek sal vergeld, sê die Here. As jou vyand honger is, gee hom iets om te eet. As hy dors is, gee hom iets om te drink. Deur dit te doen, maak julle hom vuurrooi van skaamte. Moet jou nie deur kwaad laat oorwin nie, maar oorwin die kwaad deur die goeie. Net tot daar. Moet ons die baie vinniger sit. Of is dit net ek wat die voete warm kry? Dion, jy weet waarom het net om die hoek, is jy al die skakelaar, sit er net toe een vinniger elkeen, asseblief.
Dit is amper winter, hoor ek vanoggend. Ek was nog tyd. Dankie. Romeine is baie regheid. Romeine praat met gelowiges. Kinders van die Here, mense wat hulle harte vir die Here gegee het, mense wat 'n verhouding met die Here het. So hierdie teks is vir my en vir jou bedoel wat vanoggend in hierdie diens is. En die eerste waarmee Romeine wat Paulus in Romeine 12 skryf, as hy sê, nou doen ek 'n beroep op julle broers en susters op grond van die groot ontferming van God. Gee julleself aan God as lewende en heilige offers wat vir hom aanneemlik is. So Paulus praat net weer en sê, ons moet net weer onsself as 'n lewende en heilige offer oorgee vir God. Ons moet net weer daai besluit maak en net sê, maar 2026, vandag gee ek myself as 'n lewende en heilige offer oor aan God. Voordat hierdie jaar verder hardloop, voordat hierdie jaar al sy uitdagings bring, vandag neem ek die besluit om net weer te sê, Here, hier is ek. Here, hier is my lewe weer. Ek wil net weer in lyn kom met wat U van my vra. Ek wil net weer in lyn kom met my verhouding met U. Wat ons as Christene moet maar eerlik wees met mekaar, ons gee ons harte vir die Here en dan gebeur die lewe in ons. En dan gaan ons net aan en ons raak so 'n bietjie van die koers af en julle weet mos as 'n kar met 'n waantjie agter net bietjie begin swaai, dan begin hy al hoe meer swaai tot hy verongeluk. Amper verongeluk op my bladsye. Maar ons as Christene moet oppas, want dit kan ons situasie ook wees. Ons moet oppas dat ons nie as Christene begin swaai nie. En daarom is Romeine 12 bring ons net weer 'n bietjie by die realiteit en sê vir ons 2026. Daar's nog baie daaroor. Vandag maak ek keuse om net weer in lyn te kom. Net weer te sê, Here, ek gee myself as 'n lewende en heilige offer vir U. Doen met my wat vir U aanneemlik is, want dit is sy genade, dit is sy ontferming, dis hy wat vir jou omgee, dis hy wat vir jou lief is, en dis hoekom ek die liefdeslied vanoggend opgesit het, dat ons net weer besef hoe groot God se liefde vir ons is. Dis lyk my Esther is 'n bietjie rof vandag. Maar dat ons net besef hoe groot sy liefde vir ons is, want kyk maar in 'n huwelik, mense raak naderhand so gewoond aan mekaar dat ons partykeer vergeet hoe lief het man en vrou mekaar eintlik. En dan is dit partykeer nodig om net oorkant mekaar te sit, mekaar net weer in die oë te kyk en net te sê, maar ek is regtig lief vir jou. En dat ons vandag net weer teenoor God sal kom staan en net vir God kan in die oë kan kyk en sê, maar ek is regtig lief vir U. En ek gee myself net weer as 'n offer oor aan U. En dan kom Paulus en hy gee vir ons 'n paar riglyne. Hy sê vir ons almal is verskillend. Elkeen van ons het verskillende gawes, verskillende talente. Nie een van ons is dieselfde nie. En dit is vir my altyd dat 'n kerk kan werk, is vir my altyd 'n wonderwerk. Want as ons hierdie klomp persoonlikhede wat vandag in hierdie kerk is bymekaar sit, en opinies, en ons sieninge van die lewe, en ons ervarings van die lewe, en die manier hoe ek dinge doen, en die manier hoe ek groot geword het, en die manier hoe, en ons gooi dit in een gemeente, en nou moet dit werk. Dit is maar nou 'n wenresep vir chaos, is dit nie? En daarom is 'n kerk vir my altyd, 'n gemeente wat funksioneer, is vir my altyd 'n wonderwerk. Dat God mense by mekaar sit en sê, maar julle is 'n eenheid. Elkeen is verskillend. Elkeen het ander maniere van dinge doen. Elkeen het 'n ander sin vir humor. Elkeen het 'n ander manier om probleme op te los of wat ook al.
Maar dis hoe dit moet wees, dis oukei. Want dit jou opdrag is om die evangelie te verkondig, gaan doen dit. Moenie vra dat iemand anders dit doen nie. As dit jou doel is om te bemoedig, gaan doen dit. Moenie dat jy gaan my toe trap as jy iemand anders bemoedig nie, want dit is wat die Here op jou hart lê. As dit jou werk is om iemand te gaan leer, gaan doen dit. Want dis wat die Here elkeen toerus en dan van ons as gemeente 'n werkende gemeente maak. Maar as dit net ek is wat hier voor staan en net ek wat Sondag preek en net ek wat alles moet doen, dan is dit mos nie 'n gemeente nie. Dan is dit nie die gemeenskap van gelowiges nie. Dan is dit 'n one-man show. En dit is nie wat 'n gemeente moet wees nie. En daarom wil ek julle uitdaag om hierdie jaar so gou as moontlik vir Here te sê, Here, maar wat is my taak hier in gansie gemeente? Hoekom is ek hier? Waarvoor het U my hiernatoe gestuur? Hoekom het ek die begeerte om vanoggend op te staan, al die pad hiernatoe te ry en vanoggend in die kerk te wees? Wat is die plan met my? Dit is nie net die kerkraad se verantwoordelikheid of die koster of die dominee of elkeen wat hier sit vanoggend is deel van die liggaam van Christus. En jy het 'n taak. Daai passie wat hier in jou brand en jy weet jy moet dit nou al lank al gedoen het, maar jy het net nie die guts om dit vir my te kom sê nie. Kom sê dit vir my. Dan maak ons 'n plan en kyk hoe wil die Here hê moet jy daai passie uitleef. Want jy kan nie net jou passie onderdruk en sê ja, maar iemand anders gaan dit doen nie. Die Here werk op funny ways. Dit het om 13 jaar gevat om vir my te sê, okay, jy het nou klaar jou wys gekry, nou is dit my beurt. So pas dat die Here nie 13 jaar lank vat om vir jou te bring waar hy jou wil hê nie. So my raad aan jou, hoe gouer jy sê, as ek Here doen wat jy goed dink, hoe makliker vir jouself. En dan, wat moet ons doen? Romeine 12 vers 9 begin met, dit gaan in die eerste plek oor my verhouding met God. En dit waar die wet ook inkom wat Jesus gesê het, jy moet die Here jou God lief hê met jou hart, siel, krag en verstand. En daai liefde moet opreg wees. Dit gaan oor, ek moet vir die Here lief hê, nie vir wat hy vir my kan doen of wat hy vir my kan bied nie. Ek moet die Here lief hê, omdat ek vir hom lief is. Ek vra baie keer met huweliksvoorbereiding, dan vra ek vir die paartjie, hoekom wil julle trou? Dan is die standaard antwoord, maar ek is lief vir hom, of ek is lief vir haar, en dan is die catch-22, hoekom is jy lief vir haar? Hoekom is jy lief vir haar? Want dan moet die mens 'n bietjie begin dink, wat is liefde? Nee, ek is lief, want het maak lekker kos, en wat maak jou lief vir jou man? Wat maak jou lief vir jou vrou? Wat maak jou lief vir jou ouers? Wat maak jou lief vir jou kinders? Wat maak jou lief vir God? En daai liefde moet opreg wees. Opreg teenoor wie God is. En daar is 3 dinge wat Paulus uitlig rondom liefde vir God. En dit vers 11 wat hy sê, dien die Here. As jy lief is vir die Here, dien hom. Dien hom by die werk, dien hom by die skool. Kinders, die skool begin nou weer. Dien die Here by die skool. Wanneer jy jou werk doen by die skool, doen dit vir die Here. Wanneer jy aan atletiek deelneem, doen dit vir die Here. Want dis hoe jy die Here dien. Op die plaas, dien die Here. Wanneer jy 'n hek oopmaak, dien die Here. Wanneer jy beeste spuit, dien die Here. Wanneer jy groente plant, dien die Here. Wanneer jy werk toe gaan, dien die Here. Dis 'n lewenswyse. Dis nie 'n Sondagoggend uur oomblik nie. En dit is wat Paulus vir ons sê, wanneer ons God opreg lief het, dan wil ons hom dien. In vers 12 sê hy volhard in gebed. Praat met God. Nie net in die oggend as jy opstaan en in die aand as jy gaan slaap nie. Daai is kosbare personal taak. Maar volhard in gebed.
Praat met die Here elke oomblik. Praat met hom wanneer jy sien hoe mooi is die plante, of wanneer jy sien hoe mooi lyk die vee, of wanneer jy sien hoe mooi lyk die dag. Maak nie saak wat nie. En selfs wanneer daar moeilike situasies kom, praat met die Here. Wanneer ons met ons ouers net praat wanneer dit sleg gaan, dan gaan ons ouers moet naderhand voel, maar ek ook net goed genoeg om te help wanneer jy in die moeilikheid is. Ons praat ons met ouers wanneer dit goed gaan en sleg gaan in enige tyd, of met ons kinders, en ons moet so met die Here ook praat, vol hart en gebed, praat met die Here. En dan vers 12 wat sê, verbly julle in die hoop. En hierdie is hoop wat vir ons vorentoe laat gaan. Die hoop dat ons verlos is deur Jesus Christus. Die hoop dat ons eendag die ewige lewe sal hê. Die hoop dat my sondes vergewe is. Die hoop dat hy opgestaan het. Dis die hoop waaraan ons is. Want as daar nie hoop is nie, is daar niks. Navorsing het gesê die emosie of kom ons sê eerder, die item wat 'n mens laat vorentoe gaan, is nie blydskap of vreugde of materiële dinge of wat ook al nie. Dis hoop. Want blydskap verander net so. Materiële dinge verander net so. Maar as ek hoop het vir môre, as ek hoop het dat hierdie gaan werk, as ek hoop het, maar die Here gaan my hier uithelp, as ek hoop het om te sê, maar dit sal môre beter gaan, dan het ek iets om aan vas te hou. En hierdie hoop is die hoop dat Jesus weer kom. Dis die hoop dat wanneer ek sterf, dat ek hemel toe gaan. Dis die hoop dat Jesus my gebede sal beantwoord wanneer ek vra. Dis die hoop dat wanneer ek op moedverlore vlakte is, dat God sal uitreik en sal sê, kom, ek tel jou op, kom stap saam met my. En dis die hoop waarin ek en jy opgewonde moet wees. En dis liefde vir God. Die vertikale verhouding. Nou kom ons by die horisontale verhouding. Die liefde vir jou naaste. So wat moet ons doen teenoor ons naaste? En dan skryf Paulus hier, hy sê, die liefde moet opreg wees. Nie net teenoor God nie, maar ook teenoor jou naaste. Opregte liefde is onvoorwaardelik. Johannes 15 vers 13 sê, Jesus, as jy ware liefde het, is jy bereid om jou lewe vir jou vriende af te lê. Hy is nie maklik nie. Jy sal dit ook nog vir jou gesin doen, maar as jy bereid om jou lewe af te lê vir jou vriende, dis wat Jesus gedoen het. Opregte liefde word omgesit in dade. Opregte liefde gaan oor tot aksie. In Johannes 3 vers 18 sê, ware liefde is nie net woorde nie, ware liefde is doen. En dan in waarheid. Opregte liefde word raak gesien. En dit is waar, dit gaan oor ons gesindheid eerste, dit moet onvoorwaardelik wees, dit moet oorgaan in dade, en dan moet ons liefde prakties uitleef. En Paulus skryf hier 'n paar dinge. Hy sê in vers 10, betoon hartlike broederliefde teenoor mekaar. En hartlike susterliefde teenoor mekaar. Daar moet ons net hier sê, betoon hartlike liefde teenoor mekaar. Ek gaan 'n stelling maak en ek kan hom nie regtig staaf nie. Maar dink 'n bietjie daaroor. Is ons nog hartlik lief vir mekaar? As jy wil kyk gou, wie sit almal in die kerk? Moet maar liewer nie. Is ons mekaar nog hartlik lief? Of het ons voorwaardelik lief? Ek is lief vir jou, maar hier is 'n lyn en hier is 'n lyn en daar is 'n lyn en hier is 'n elektriese heining en maar ek is lief vir jou.
Jesus sê in Johannes 13 vers 35, as julle mekaar lief het, sal mense weet dat julle my disippels is. Ek onthou, was nog voor my kleinboetie gebore was, dus ons 4 in 'n Audi 5E, ouer mense behoort seker die Audi 5E te onthou, sedan motortjie, 4 kindertjies agterin, Namibië toe. Dis hartlike broederliefde, want hier is my lyn. Ek raak nie aan hierdie lyn nie. Julle al 4 kindertjies agter in 'n Audi probeer inprop. Namibië toe. Ja, ek dink dan word mense gedwing om mekaar lief te hê, want al jou mure word afgebreek. Alles wat joune is en wat vir jou belangrik is en wat jy wil hê en word afgebreek. En dan liefde teenoor my naaste van vers 13 sê dat ons mekaar moet help. Dat ons daar moet wees vir mekaar. Ons is nie almal op 'n high elke dag van ons lewe nie. Partykeer slaan ons maar 'n laagtepunt in ons lewe. Maar dan moet daar iemand wees om ons te help. En dis hoekom ons 'n gemeente is. Net iets om aan te dink. As jy aan iemand dink, stuur jy nog vir daai persoon 'n boodskap en sê, hoor jy, ek dink net vanoggend aan jou. En ek bid net vir jou. Sonder om uit te vis, sonder om vrae te vra. Maar partykeer sê die Here net iemand se naam in jou kop, omdat daai persoon net vandag nodig het om te hoor, ek bid vir jou. Of is jy okay? En as die ander persoon antwoord en sê, ja, ek is fyn, dan is dit fyn. Maar dan het jy ten minste gedoen wat die Here vir jou gesê het om te doen. En moenie vir my sê, ek is te besig nie. Want dis daarom 'n flou verskoning. Want die Here gebruik elke van ons om iemand anders wat in nood is, net 'n bietjie op te beur. En partykeer vat dit net van jou om wanneer die Here 'n gedagte in jou kop te sit, om net daai persoon te bel of 'n WhatsApp te stuur of net te sê, is jy okay? Dink aan jou. En vra die Here om jou sensitief te maak daarvoor. En dan vers 10, bewys eerbied teenoor mekaar. Respekteer mekaar. En wees mekaar daarin tot voorbeeld. Respek is seker een van die belangrikste die Engelse woorde, ek weet nie wat die Afrikaans is nie. Core values wat 'n mens wil hê, en dit respek. Almal wat hier sit wil respek hê. Is ek reg? Is daar enigiemand wat nie respek wil hê nie? Almal wat hier sit wil gerespekteer word. Maar ek moet ook bereid wees om respek uit te deel. Om iemand anders te respekteer. Met dieselfde respek waarmee ek hanteer wil word. En dit geld nie net vir 'n gemeente nie. Dit geld vir ons werkers. Dit geld vir vreemdeling. Dit geld vir enige iemand. En ja, is nie altyd maklik nie. Maar dis iets wat ons moet doen. Bewys respek. En ek gaan nou baie, of ek praat nou alweer oor die huwelik, maar liefde en respek loop so in 'n huwelik. Vrouens, wees julle man onderdanig, beteken nie, vrouens wees die vloerlap nie, beteken vrou, respekteer jou man. Man, julle moet julle vrouens lief hê. Dit is 'n opdrag. Altyd 'n opdrag. Liefde en respek. 'n Man wil gerespekteer word, dan gee hy liefde. 'n Vrou wil liefde hê, dan gee sy respek. En 'n man wil gerespekteer word, dan gee hy liefde. So werk dit.
En 'n man wil liefgehê word, dan gee hy respek. En 'n vrou wil respek hê, dan gee sy liefde. Dink 'n bietjie daaroor. Dis wat ons wil hê. Ons wil liefde en respek hê. Ek en jy, as kinders van God, wat liefde en respek van Jesus af ontvang het, en van die Heilige Gees af ontvang het, en wat van die Vader af ontvang het, ek en jy moet dit uitdeel. Maar dit vra dat ek iets van myself gee, om iemand lief te hê, om iemand te respekteer. En dit werk twee kante toe. Wees saam, bly saam met die wat bly is. Treur saam met die wat treur. Skaar julle by die nederiges. Wees daar vir mekaar. As iemand iets 'n rede het om bly te wees, kom ons wees bly, kom ons vier fees, kom ons wees opgewonde. As iemand hartseer is, kom ons wees daar. Kom ons word weer 'n bietjie 'n eenheid, wat na mekaar omsien, wat vir mekaar omgee. Kom ons wees 'n bietjie bly vir mekaar. As iemand iets kry, dan wees bly, nie net 'n verjaarsdagpresent nie, enigiets. Kom ons deel 'n bietjie in ander se blydskap. Waarvoor is jy nou weer bly? Ons kan maklik jaloers raak, in plaas van dat ons net opgewonde raak en bly raak saam met iemand. En treur saam met die wat treur. Die Here vra dat ons regtig compassion sal hê. Dat ons regtig na mekaar sal uitreik. En dit vat 'n gemeente om dit te doen. Dit is nie net die dominees se werk nie. Romeine 12 is nie net vir dominees geskryf nie. Dit is vir elke kind van God geskryf. Wees eengesind onder mekaar. Ja, ons gaan nie altyd oor al saamstem nie. Maar wees eengesind. Wees 'n eenheid. Kyk na mekaar. Dit is soos 'n gesin. Ja, ons is 5 boeties. Ons kon vir mekaar sê wat ons wil, maar niemand anders kon van die ander een sê wat hulle wil nie. Want ons is eengesind. Ons kyk na mekaar en nou is ons 20. En ons is nog steeds eengesind. Nog steeds 'n eenheid. Niks het verander toe die sissies bygekom het en die kleinkinders bygekom het nie. En dit is dieselfde met ons as gemeente. Ons sê mos mekaar broers en susters. Ons is 'n eenheid. Ja, partykeer stamp ons mekaar as jy oor my sitplek se lyn kom. Partykeer is ons nie met mekaar op dieselfde vlak nie. Maar dan vat dit 'n boetie en 'n sussie, of 'n sussie en 'n sussie en 'n boetie en 'n boetie om na mekaar toe te gaan en te sê, hoorie, skus, ek het verkeerd gemaak. Ek wil regmaak. Of om te sê, hoorie, kom, ek het jou nodig, ons wil die volgende doen, ons het hulp nodig, kom. Wees eengesind. Dit vra gesindheidsverandering om eengesind te wees. Leef in vrede met alle mense, sover dit moontlik is en van julle afhang. En dan gee hy 'n voorbeeld om te sê, as jou vyand honger is, gee hom iets om te eet. Moenie vir hom geld gee nie, gee hom iets om te eet, hy is honger. As jou vyand dors is, gee hom iets om te drink. Dis die opdrag. Want dan maak jy hom vuurwy van skaamte. Want wat doen 'n vyand? 'n Vyand kom om jou seer te maak, om jou kwaad aan te doen en om vir jou die lewe moeilik te maak. Maar 'n honger en 'n dors mens is baie kwesbaar. En selfs as dit jou grootste vyand is, as hy honger en hy dors is, en hy kom klop aan jou deur, gee hom iets om te eet, gee hom iets om te drink. Leef in vrede met alle mense. Dit is nie so maklik nie. Maar dit is 'n besluit. Dit is 'n keuse wat ek en jy moet maak.
Jesus sê, julle is vredemakers. Geseënd is die vredemakers, want hulle sal die koninkryk van God kry. Ons is altyd reg vir 'n fight. Ons maak ons vrede op die manier. En dan is daar 'n derde deel van liefde. Liefde vir God, liefde vir medemens en liefde vir myself. En ons moet aan al hierdie 3 goed werk in 2026. Vers 9 sê, verafskie wat sleg is en hou vas aan wat goed is. Verafskie wat sleg is en hou vas aan wat goed is. Dit is keuses wat ek en jy moet maak. Romeine 16 vers 19 sê, jy moet alles weet van die goeie en niks wil weet van die slegte nie. En God, wat vrede gee, sal Satan spoedig onder julle voete verpletter. So wil jy die duiwel oorwin? Verafskie wat sleg is. Hou vas aan wat goed is. En dis 'n daaglikse keuse. Dis 'n daaglikse keuse wat ek en jy moet maak wanneer daar sleg op ons pad kom om dit te verafskie. Om dit heeltemal, ek wil niks daarmee te doen nie, ek wil dit verwerp, dit moet nie eens naby my kom nie. Dis 'n sterk woord om te sê verafskie. Hou vas aan die goeie. Gaan dink 'n bietjie aan die goeie wat die Here vir jou gegee het. Hou vas daaraan. Ons kan maklik vashou aan die slegte, wat mense aan my gedoen het, dinge wat in my lewe gebeur het, en ons kan dit onsself so aantrek, en ons gee ons naderhand die reg om altyd aan daai slegte goed te klou. Maar vandag kom sê die Here, verafskiet dit. Slegte goed gebeur. Hou vas aan die goeie wat gebeur het. Moenie in julle toewyding verslap nie. Daar is nog baie dae in 2026 oor. Moenie in jou toewyding verslap nie. Moenie moedeloos raak nie. En as jy moedeloos raak, gaan praat. Moenie fired up vir die Here en dan hier by maatnaam, dan vang almal dit op. Moenie jou toewyding verslap nie. Maak 'n keuse om die Here te dien en dien hom voluit. Maak 'n keuse om 'n verskil in 2026 te maak en gaan voluit daarvoor. En dan wees altyd geesdriftig, brandend in die gees. Ja, partykeer voel 'n mens down en partykeer voel 'n mens af en dan voel dit of hy vlammetjie net so kort is, maar dit is okay, al brand die vlammetjie net so klein, solank daar net 'n vlammetjie is. Maar wees altyd geesdriftig vir die Here. Moenie self wraak neem nie. En ek dink, ek gaan nie een vinger wys nie, ek moet my eintlik so wys, want mense is maar geneig om self wraak te wil neem. Partykeer voel ons, die Here werk bietjie te stadig, ons wil hom bietjie aanhelp met ons eie maniere. Maar Paulus verstaan wat hy hier sê. Paulus skryf nie hierdie goed omdat hy 'n baie goeie dominee was wat baie boeke gelees het en dit is wat die skrifontleding sê nie. Hierdie is Paulus se eie woorde uit sy eie ondervinding uit. Paulus het baie kere in situasies gewees waar hy gevoel het, maar ek kan hier wraak neem, hier kan ek uitkom. En gaan lees 'n bietjie in sy briewe, waar hy mos vir die een belangrike oomie sê, jy het jou burgerskap gekoop, maar kom ek vertel vir jou, ek is 'n gebore burger. So weet jy om van my te sê. En Paulus kon hom daar beroep het op sy burgerskap, en hy kon na arme hoofman se lewe vir hom hel gemaak het. Maar hy het net gesê, dis nie wat die Here van my vra nou nie, die Here het ander planne, so, wat is die Here se wil? Moenie self wraak neem nie. Die Here weet
hoe om 'n situasie beter te hanteer, as wat ek en jy weet. Los dit vir die Here. Gaan praat met die Here daaroor. Daai heel eerste deeltjie, volharding gebed. En dit is al hierdie eienskappe. So gaan lees maar gerus met Romeine 12 deur, want dit is 'n klomp goeders. Julle onthou seker nie die helfte wat ek gesê het nie, want dit is net te veel. Maar gaan lees Romeine 12 deur. En dan, as enigiets op jou pad kom, volhard in gebed. Praat met die Here daaroor. Here, hier is ek. Here, help my. Here, ek wil nie wraak neem nie. Here, ek is nou in 'n situasie waar ek het nie vrede oor dit nie. Help my. Ons kan nie die Christelike lewe leef sonder gebed nie. Ons kan nie sê ons is Christene, maar ons praat nie met die Here nie. Ons kan nie sê, ek gaan hierdie jaar voluit vir die Here, maar ons hoor nie by hom wat sy plan vir my is nie. Volhard in gebed. En dan sluit Paulus af en hy sê, moet jou nie deur die kwaad laat oorwin nie, maar oorwin die kwaad deur die goeie. Moenie dat die kwaad jou oorwin nie. Moenie dat slegte goed jou lewe sleg maak nie. En dit gebeur so maklik. Dit gebeur so maklik wat kwaad my oorwin, omdat ek dit toelaat. En daarom sê Paulus, maak die keuse om die kwaad te oorwin deur die goeie. Wat het Jesus gedoen? Die kwaad wou hom oorwin. Satan wou hom oorwin. Satan het gedink hy gaan vir Jesus kruisig en dan is hy die heerser. Maar wat het Jesus gedoen? Hy het die kwaad deur die goeie oorwin, deur aan die kruis te sterf, sodat ek en jy ook die kwaad deur die goeie kan oorwin. 2026 lê ook voor ons. Gelukkig weet ons nie wat môre gaan gebeur nie. Ons dink ons weet en ons maak plannetjies en dit is reg, ons moet beplan en ons moet vooruit doen, maar onthou net altyd, die mens beplan soos wat hy wil, maar God bepaal hoe hy loop. En daarom beplan, ons moet beplan. Maar wees altyd gereed dat God sal bepaal hoe dit loop. Mag ons in 2026 werk aan ons liefde vir God, aan ons liefde vir mekaar en aan ons liefde vir onsself. En mag hierdie jaar vir jou op 'n geestelike vlak die beste jaar nog ooit wees. Amen. Kom ons bid. Here, dankie vir Romeine 12. Ja Here, U ken ons elkeen, U ken ons harte, U ken ons menswees. En ek bid net vanoggend dat almal wat hier is, net vandag weer 'n keuse sal maak om onsself as 'n lewende en heilige offer vir U oor te gee. Here, en dan bid ek dat ons hierdie 3 eienskappe van liefde, of die aspekte van liefde, liefde vir U, liefde vir ons naaste en liefde vir onsself, dat ons dit sal doen. Here, dankie vir hierdie gemeente. Dankie dat U 'n gemeente bymekaar sit uit mense met totaal verskillende agtergronde, verskillende ervarings, verskillende opinies, verskillende sienings, verskillende belewennisse, maar dat U ons een liggaam maak, waar ons saam U kan dien. Dankie Here dat ons saam as 'n eenheid 2026 kan ingaan en 'n verskil kan maak in hierdie jaar wat voorlê. Here, wys ons die regte pad. Wys ons wat U wil is vir elkeen van ons en ook vir hierdie gemeente in 2026. Dit is my gebed in die naam van Jesus Christus, ons verlosser. Amen.